Ok, goeiedag julle en welkom by episode 2. So vandag gaan ons natuurlik aangaan met ons kalender, maar ons gaan nie aangaan met die kalender wat ons al gemaak het nie, ons gaan 'n nuwe enetjie skep, maar hierdie een gaan 'n maandelikse kalender wees. Nou, die doel van hierdie training is om vir jou te wys wat jy kan doen om 'n ekstra inkomste aanlyn te verdien as jy jou eie digitale produk wil maak, of jy kan dit net vir jouself maak om, jy weet, in jou eie huis op te sit, maar dit is maar waarvoor hierdie gaan. Hierdie is 'n beginnervriendelike klas, so dit beteken, as jy nog nooit met Canva gewerk het nie, kan jy hierso rondvolg en jy kan kyk wat maak ek en lekker idees vang as jy sou wou. Ok, so ons gaan indruk calendar en ons gaan sit monthly calendar. Nou by die vorige enetjie het ons 'n jaarlikse kalender gedoen vir 2026. Hy was baie eenvoudig. Daar was niks fancies aan hom nie, maar hierdie een gaan ons nou 'n bietjie meer rondspeel mee. So ons gaan hier 'n template vat, want 'n template gaan dit net vir ons bietjie makliker maak, maar ons gaan hom verander. So kom ons kyk gou-gou vir enetjie. Ons gaan sommer nou hierdie een vat, apply all pages. En ons gaan 'n lekker voorblad ook maak. Hoe amazing is dit nie? Nou julle, dit is baie fun. Ons gaan nou lekker speel hierso en kyk wat se goedjies kan ons alles doen. Ok, ek nou net heel bo uitkom by my heel eerste bladsy. Ok. En hier kan jy nou insit jou naam of jou besigheidsnaam wat jy wil gebruik, wat ook al. Ek gaan hierso insit Legacy by Shamaine, want ek doen eintlik die Legacy builder. Legacy presented, kom ons eerder presented. By Shamaine, dit klink bietjie beter. Ok, en nou wil ek nie hierdie agtergrond hê nie, ek wil my eie agtergrond insit en ek wil ook nie hierdie takkies hê nie. Maar ek hou van hierdie skrif. Ons kan dalk net die skrif verander. So hier kan jy nou lekker gaan rondspeel en kyk, jy weet wat se skrif lyk vir jou mooi. Onthou, jy gaan nou hierdie skep vir jou perfekte kliënt. So my doel van myne gaan wees om sag en inviting te voel. Jy weet, 'n vrou gaan moet connect met dit. Daai een lyk glad nie goed nie. So jy gaan nou regtig waar hier gaan rondkyk. Wat jou oog vang. Dit is maar die grootste ding. Ok. En dan vir my agtergrond gaan ek hier by Elements gaan. Nou julle kan sien ek het al klaar redelik baie goedjies wat ek gereeld gebruik, omdat ek al 'n rukkie op Canva is. Maar jy kan nou hierso gaan indruk by Elements, background. Jy kan bietjie meer spesifiek wees, pink background, colorful, soft, whatever the case may be. Maar ek gaan met hierdie een. Ja. En dan gaan ek net om position en dan gaan ek sê to the back, sodat hy agter is en ek wil hom ook bietjie ligter maak. So ek gaan hom hier op 50 sit. Yes. Asai. En nou kan jy hierdie voorblad gaan mooi maak. So jy gaan nou terug gaan hier na Elements toe en jy kan nou weer eens hierso gaan search wat jy wil insit, maar omdat ek nou al redelik lank op Canva speel, het ek my favorites wat ek altyd mee werk. So ek gaan hulle gebruik vir hierdie enetjie. Ok, jy kan nou hierso om gaan flip. Want ek wil jy moet hier in die hoek pas. En dan kan jy nou ook sy kleur gaan verander. Wees maar net versigtig as jy die kleur verander, partykeer lyk hulle nogals baie funkadoodles. Maar ek het 'n kleurskema hier in gedagte waarmee ek wil gaan. So ek gaan by daai enetjie hou.
En jy kan hom nou natuurlik rondskuif na waartoe ook al jy wil, en dan gaan ek hom net duplicate, dan gaan hom flip, en Canva gee nogals vir jou sulke oulike lyntjies wat vir jou wys, dat jy in dat jy hulle op dieselfde plekkie sit. So hier gaan julle nou eintlik maar net regtig gaan rondspeel en gaan kyk, jy weet, wat werk vir jou, wat werk nie vir jou nie. Dit is maar al wat julle hier gaan doen. Dit vat nogals 'n rukkie om die perfekte elemente te kry. Ek gaan hom net 'n bietjie ligter maak. En as julle die name soek van hierdie pragtige blommetjies wat ek gebruik, die naam is Outline Flower Illusion. So julle kan dit gaan indruk by Elements en daar gaan kyk. En hierdie pragtige blommetjies is Blue Flowers in Watercolor Illusion. So as jy nou op die blommetjie gaan klik, dan kan jy ook sê see more, dan gaan jy nog sien wat soortgelyk lyk. En dan kan jy nou lekker daar gaan rondspeel met hierdie. Ek wil hier so net so 'n ou flowertjie insit. En dan kan jy nou ook, as jy wil, 'n lekker quote hier gaan indruk, of jy kan nog blommetjies opsit. Ek gaan nou hier gaan kyk. Ons kyk wat se blomme gee hulle nog hier vir my. Ek hou van hierdie blomme. O jene, julle, hierdie goed is vir my verskriklik mooi. Ek maak nou sommer my eie blomme bouquet hierso. En sien jy, hy hoef nie fisiese blomme te hê nie. Dit is die lekker ding van digitaal julle. Julle kan nou letterlik oralste gaan rondspeel. Julle kan soveel goed create. Die possibilities is eintlik net soos endless. En dit is vir my so amazing. Ek wil nie dieselfde blomme orals gebruik nie, so ek gaan nou hierdie enetjie gebruik. En soos julle sien, ek speel nou maar net eintlik rond en kyk waar lyk dit vir my reg, waar lyk dit vir my snaaks. Ek gaan weer duplicate. En julle hoef hom natuurlik nie so besig te laat lyk nie. Ek speel nou eintlik maar net rond. Die blommetjies is so mooi. Hoekom maak hulle sulke verskriklike mooi goed, julle? Oh my soul. Daai blommetjie lyk nou nie meer vir my lekker daar nie.
Julle, ek het 'n inkleurboek nou die dag gemaak, want ons so rukkie terug, van my ma se kuns, en daai voorblad was net blomme, julle, dit is so verskriklik mooi, ek wil julle wys, een of ander tyd, die designs wat ek al gedoen het. Maar nou moet ek ook sê, ek doen dit nou al 'n rukkie, so dit is hoekom ek, jy weet, al so baie goedjies het waarmee ek kan rondspeel. Dit is maar absoluut net 'n skill wat 'n mens leer. Dis 'n vaardigheid wat jy bou. En julle, dit is baie, baie maklik. Jy sien soos ek speel nou maar net hier rond. So hoe meer jy gaan rondspeel, hoe meer gaan dit vir jou makliker maak om goed te design, hoe meer gaan jy goedjies sien waarvan jy hou, en jy kan hulle favorite. Jy weet, jou possibilities is endless hiersom. En ek gaan dit dalk nog 'n paar keer sê. As jy moeg raak vir my stem, mute my man net. Okay, dit lyk baie besig, maar ek hou van dit. Natuurlik kan julle weer eens julle sin maak soos wat julle daarvan hou. Julle hoef nie so baie variasietjies in te sit nie. Ek geniet dit maar net. Hierdie is vir my soos terapie. Dit is vir my verskriklik lekker om so rond te speel. Okay, en dit is my voorblad. Ek gaan 10 to 1 nog op hom verander, maar so ver lyk hy so. Ja, julle kan nou lekker hier rond speel en lekker goedjies add. Onthou om dimensie te bou. Goed vorentoe en agtertoe te skuif. Moet kyk of hier nog iets hier so is wat ek graag wil insit. Dit gaan te much raak. Kyk hoe mooi. Jy sien, ek wil nou hierdie bladsy hopeloos te vol maak. Ja, okay, hy is reg. Ons gaan hom nou eers net so los. Okay, maar nou, wat ons nou wil doen is, ons wil hierdie pragtige styl oorbring na al ons ander bladsye toe. So wat ek gaan doen is, ek gaan sê, copy style, en ek gaan dit hier gaan paste. Nee man, wat het jy nou gedoen? Ek wil nie dit doen nie. My goeie genade, julle kan julle nou dit oor vertel.
Kom ons duplicate hom nou maar net. Die klein stoutertjie. Position backwards to the back. Ons gaan hierdie uithaal, want ek gaan my eies insit. En onthou, julle kan die skrif ook nog hier verander. Ek gaan nou net gou vinnig op al die bladsye hierdie agtergrond gaan sit. En dan sal ons nou aangaan met die versiering en al daai tipe dinge. So ek delete hom en ek paste hom. Ek gebruik my shortcuts op my keyboard. As julle gewonder het hoekom julle niks sien nie. So die shortcut, oh my goodness, sorry, die shortcut wat ek gebruik het, is ek het hier gesit Ctrl, copy, so C, en dan druk ek net Ctrl V en dan paste hy hom, position to the back. En ek gaan dit nou maar net op elke liewe bladsy doen, totdat ek al my bladsytjies gedoen het. Want onthou, ons wil hom uniek maak aan ons wil hom nie net so hou nie, ons wil hom bietjie verander en mooi maak. Maar ek wil julle hier uitdaag om regtig bietjie rond te speel en te oefen en goedjies te probeer en bietjie uit jou comfort zone uit te gaan. Dit is jou uitdaging vandag. Gaan uit jou comfort zone uit. Speel rond met kleure, speel rond met, wat doen ek? Speel rond met jou elements en jy kyk bietjie wat is daar als wat jy kan gebruik. Kry jou favorites waarvan jy hou om te gebruik. Jy weet, soos as jy byvoorbeeld soos ek hou van die blomme, gaan staar hulle. Jy weet dat jy hulle het. Dan gaan dit net vir jou in die toekoms makliker raak om designs te doen. So dit is jou challenge vandag. Gaan speel rond op Canva. Ek kan julle beloof, as julle 'n bietjie op hom rond gespeel het, gaan julle soveel oulike goedjies kry, veral in die element section. Daar is die naaiste goed wat julle kan gebruik. Maar dit gaan jou kos om rond te gaan speel. Ek het ook nie aan die begin cool designs gehad nie. Ek sal julle nog wys hoe my designs aan die begin gelyk. Dit was maar baie power. Maar ek het beter geword, want ek het op hom rond gespeel. Ok, so daar het ek nou allemaal uitgehaal. Ek gaan die ou blommetjies afhaal, want ek wil my eies insit. En ons gaan nou ook die font van allemaal verander, en die general look van alles. Jy weet dat dit uniek is aan jouself. As jy hou van hoe jou design so ver lyk, kan jy hom obviously so hou, maar ek wil jou uitdaag om bietjie rond te gaan speel vandag. So regtig, sit tyd in, gaan speel bietjie rond met kleure, gaan speel rond met die elemente. Daar is regtig soveel oulike goedjies wat jy kan gebruik. En julle sien, hierdie persoon wat hierdie design het, weet nou al klaar, want julle kan sien hierdie blommetjie was op elkeen gebruik. So hierdie persoon het klaar al hierdie goedjies wat hulle hou van om te gebruik op hulle favorite list. Hulle gaan net en dan gaan gebruik hulle dit. En dit maak dit baie, baie makliker vir jou as 'n designer om goedjies te ontwerp, laat dit nie ure vat nie, want aan die begin gaan dit jou 'n paar ure vat om goedjies te kry waarvan jy hou. Ek bedoel, dit het my 'n paar maande gevat voordat ek regtig die tipe blomme gekry het waarvan ek gehou het. En julle kan gaan indruk, ek dink op YouTube, kan julle gaan vra vir examples of flowers, what you have to put, of wat moet jy indruk om daai tipe blomme te kry wat jy soek, of so aan. En YouTube en die Google gaan jou help, Google gaan jou help. So kom ons begin deur ons font te verander. Ek het hier, wat sien het ek hier gebruik, dat ek net gou seker maak, Railway. So ek wil al hierdie Railway maak. Ok, ek het nie eers eintlik nodig gehad nie. Hier gaan jy nou sien, onder document fonts, gaan hy vir jou die fonts gee wat jy gebruik het. So ons gaan net Railway, en ons gaan sê change all. As hy. En nou gaan allemaal dieselfde font hê, sien julle.
En ek gaan my font nou so hou, want ek hou van hom so. Dit lyk vir my mooi. Ek gaan nou net gaan en lekker gaan speel met my elements. Ek gaan nou 'n bietjie ietsie gaan insit orals. Maar onthou ook om nie hierdie bladsye te besig te maak nie. Want dit mag dalk die persoon, ag koekies, die persoon wat hierdie gaan koop, se oë moeg maak. So hou dit maar so eenvoudig as wat jy kan, maar gaan speel ook rond. Baie belangrik, speel rond, eksperimenteer, kyk waarvan jy hou. Kom sit jy daar hierdie blommetjie in. Ja. Okay, so ek gaan nou hierdie hele gedeelte net opskuif. Jy sien, daar lyk vir my klaar te besig. So ek gaan dit eenvoudig hou. Ek gaan net so 'n ou blommetjie insit. Ek gaan rondspeel tussen die wat ek op my eerste bladsy gebruik het. Dat dit min of meer, jy weet, pas by my voorblad. Ek gaan hierdie ouetjie gaan flip. Half net uit die pad uit is. En ek gaan nou so die hele tyd tussen hierdie twee speel. Want onthou, ek wil hê my kalender moet by mekaar pas. Dit moet nie 'n klomp verskillende bladsye wees nie. En wat jy ook kan doen, is jy kan hom net terugskuif. Of druk net eerder op hierdie ouetjie. Nee. Ja, julle. Kyk nou net hierso. Ek hou van dit. Nou gaan ek almal eers gaan verander. Julle moet maar kop hou hier met my. Maar dit is nou die lekker ding van die design, julle. Julle gaan nou goed sien, dit werk vir jou beter, dit werk nie vir jou so goed nie, en jy gaan rond speel. Dis hoekom ek sê, vat regtig die tyd, en gaan speel bietjie rond, gaan kyk wat werk vir jou. Want kyk nou net daar, dit lyk mos nou heeltemal uniek en anders, en dit lyk glad nie meer soos die design waarmee ons begin het nie. Net deur 'n paar eenvoudige goedjies te verander op hom, kon ons dit ons eie unieke styl maak.
Okay, hier wil ek nou net eers gou hierdie terug in sit waar hulle was. Hoekom is hierdie nou so lig? Ek hou van dit. Ek sien julle daar verander ek nou weer my design. Ons kyk gou hoeveel transparency is die ouetjie op 50. Ja, want nou kan jy my blommetjies sien. Jy sien, dit is hoekom ek vir julle sê, dit is baie belangrik om rond te gaan speel en te gaan eksperimenteer met wat vir jou werk. Soos daar het julle nou gesien, ek het nou al hoeveel keer hierdie bladsy gaan verander. Presies. Want ek sien goed wat vir my beter lyk en ek eksperimenteer met my design. Nou, dit is 'n lekker manier om Canva te leer ken, veral as jy 'n beginner is om te eksperimenteer. Doen 'n paar designs. Jy weet al, lyk hulle hoe simpel, speel rond. Sê vir jouself, vandag gaan ek 'n kalender maak. Vandag gaan ek net 'n pleinweg planner maak vir my gesin. Wat ook al, hoekom wil hy nou nie my ding verander nie? As hy. So gaan speel regtig rond met hierdie en sien wat werk vir jou. Dit is maar die groot ding. En dit is ook hoe jy gaan meer skilled raak in Canva. Is hoe meer jy met hom gaan werk, hoe beter gaan jy verstaan hoe goedjies in hom werk. En ek gaan nog in my video's vir julle super baie tips en tricks leer van goed wat ek doen. So kyk gerus, subscribe, follow. As julle iets spesifiek wil weet, vra vir my in die comment section. Ek gaan vir julle verduidelik. Ek gaan vir julle 'n lekker videoetjie daaroor maak dat julle kan sien wat ek doen. En ek dink die beste manier om goed te leer is deur voorbeelde daarvan te sien. Soos om te sien hoe ek nou hier 50 keer oor begin, is 'n goeie learning experience vir julle. Want ek wys vir julle presies wat ek bedoel met oefen en probeer en speel rond. Want dit is letterlik eintlik maar net al wat ek doen, is ek speel rond. Ek is glad nie 'n expert nie. Ek speel letterlik net elke keer rond. Ek doen verskriklik baie designs. Nou, van die van julle wat nog nie weet nie, ek is deel van die Legacy Builder program en ek doen baie van my thumbnails en PDFs en you name it, doen ek op Canva. En ek het nie geweet dat ek al hierdie goed kan doen nie. Ek het eintlik 'n training saam met Latasha gekyk, of van Latasha gekyk, en toe het sy die mooiste ou thumbnail gemaak, en sy het my so geïnspireer, en dis toe ek nou eintlik bietjie meer in hierdie in diepte ingegaan het, en begin rondspeel het met al hierdie goed. Nou ja, ek het al voorheen Canva gebruik, ek gebruik hom baie vir sublimation, maar die sublimation is nie regtig my eie designs nie, dit is gewoonlik maar foto's wat mense op 'n spesifieke grootte soek, of wat ook al, jy weet, dan verander ek dit maar net in Canva. Ek het al so 'n paar van my ma se skilderye se designs verander, soos ek sê, ek het al 'n tekenboek gedoen, ek het intedeel 3 gedoen. En dit is ook, ek gaan vir julle ook wys, ons kan later van tyd 'n tekenboek doen. Dan sal ek julle wys, hoe maklik is dit om tekenprente te doen. Nou, julle kan bemark dat julle familie tekenboeke doen. En julle kan, as jy nou 'n printer het, of 'n printable tekenboek, hoe maklik is dit nie? En ek gaan vir julle wys wat se website gebruik ek. Hy kos nou wel geld, maar ek voel dit is nogals die moeite werd, want jy kan baie oulike goed op hom doen. Maar dan verander hy vir jou enige foto in 'n tekenboek, ek gaan 'n tekenskets in, en jy kan hom inkleer. En jy kan daar stel of jy hom expert level, kids friendly, jy weet, so dis baie oulik, dis 'n baie oulike program om te gebruik. Maar ek gaan dit vir julle ook nog wys vorentoe in die trainings wat ek hier doen.
En ja, soos ek sê, subscribe, ek weet, sit daai notification aan, ek gaan gereeld nuwe trainings maak, ek gaan probeer om 1 'n week te doen, partykeer gaan ek dalk meer as 1 doen, dit hang maar af van my tyd. Onthou, ek is tuis by mamma, vandag is ek geseënd, want ek het 'n bediende wat my kom help, en jy weet, sy tackle gou vir my die huis, sy kom elke maandag, jy weet, want my kinders is so freaking insane, hulle maak so vuil, en hulle, ja, ek weet nie, dis 2 seuns, die jongste enetjie is 2, die ouer enetjie is 7, en as Boetie hom nie help nie, dan raak hy kwaad, want Boetie is die een wat die vuilste maak, so ja, dit is al ewig gesukkel met die skoonmaak, maar ons gaan daar kom waar dit makliker word, ek gaan nie opgee nie, maar ja, die groot ding is, maar op maandag is my huis verskriklik te mekaar. Ek weet nie van julle wat dalk ook kinders het, hoe lyk julle huis na 'n naweek nie, maar myne lyk chaotic. Daar is nie mooier woorde vir dit nie. Dit lyk letterlik insane. So ek is super dankbaar vir my bediende. Sy maak verskriklik mooi skoon, en sy bære maar hulle ou speelgoedjies. Jy weet, die wat hulle nou nog nie opgetel het nie. En sy, jy weet, sy tackle net alles vir my op maandag, so ek is so lief vir dit. Sy maak my lewe vir my soveel makliker. Maar ja, sy kom net op maandag in, so die ander dae wat ek nou eintlik wou gesê het, ekskuus julle, die ander dae wat sy nie inkom nie, moet ek maar, jy weet, die huis aan die kant hou, en die wasgoed, en intussen het ek nog my eie ou besigheidjie, jy weet, waarvandaan ek ook moet werk. Ek sou die naweek uitgestal het, maar dit het so erg gereën, so toe het ek nou nie gaan uitstal nie. Waarvoor ek eintlik bly is, want dit sou mos van tyd en geld gewees het. En dit is maar die groot ding, julle, hoeveel tyd het ons? Hoeveel tyd het jy? Sit vir my daar in die comments, hoeveel tyd het jy 'n dag wat jy absoluut net kan sê is tyd vir jou wat jy kan gebruik? Daar is so min tyd in die dag, en ek bedoel, ons wat ouers is en wat kinders het, jy moet sorg dat jou kinders kos het, jy moet sorg dat hulle gebad word, jy moet sorg dat, veral as hulle nog klein is, jy weet, dan is hulle baie afhanklik van jou, en dit kan nogal super exhausting wees, en as jy wil begin 'n ekstra inkomste verdien, jy kort iets wat vir jou vinnig en maklik gaan werk. Dit is die grootste rede hoekom ek die Legacy Builder program begin het, dis vinnig, dis maklik, dis 'n done for you systeem, ek hoef nie te gaan en, hierdie in, kan mens, hy werk nie. Ek hoef nie te gaan en elke dag ure te spandeer om my eie designs te doen nie. Ek het 'n klaargemaakte digitale produk wat reg is. Jy weet, hy's reg om te verkoop. Dit is hoekom hy so lyk, want ek het nou poepies aangejaag. Jy sien, ek het nou so lekker begin gesels, dat ek nie eers besef het wat ek doen nie. Want ek het nou oral gedoen. Ai, Shamaine. Maar ja, die punt van my storie is, dit is hoekom ek hierdie done for you systeem begin het, want dit is net vir my makliker, jy weet, ek het 'n besige lewe, ek is 'n ma, en daar is nie 'n ma wat vir my kan sê, ja, dag is nie besig nie, ek glo jou nie, ons is besig, so, dit was vir my nogals lekker om in dollars te verdien, online, op 'n veilige en maklike manier, en dit kos my, jy weet, maak 3 video's 'n dag, en ek bemark dit, en verder werk my automated system vir my, so dit is vir my, daar doen ek het vir julle, ek moet focus, to the back, so ja, dit is vir my nogals die lekker ding van die Legacy Builder program, as julle meer oor dit wil weet, sit vir my gerus daar in die comment section Legacy, en ek gaan vir julle verduidelik, ek het inteendeel 'n free PDF gemaak, wat ek vir jou gaan aanstuur, en dan kan jy sien, jy weet waaroor dit alles gaan, en wat dit vir jou en jou gesin kan beteken. Nou, ja, julle, wat dink julle so ver van my design? Ek dink dit lyk nogals heel oulik. Ek love hierdie blomme, julle, ek love it. Oh, Marcel, ek wil hierdie totally in my eie huis ophang. En hierdie voorblad ook, wow. Ja, ek is tevrede met hierdie. Ek dink nie, ek gaan nog, jy weet, kleurvolle blomme insit nie. Ek dink dit gaan dit te besig laat lyk. Jy sien daar al klaar is dit nogals besig. So ja, dit is my design vir vandag, julle. Ek hoop julle het my geselsery geniet. Ek het vandag besluit ek gaan met julle gesels.
As ek eerder in die toekoms nie moet gesels nie, sê vir my net in die comments, jy weet, vir my, ons waardeer dit as jy eerder stil bly, want ek kan nogals sidetrack raak as ek so praat. Ek verstaan dit. So ja, julle, dit is die design, en dit is hoe maklik dit was. Hoe lank het dit ons nou gevat? Kom ons kyk gou hoe lank rekord ek al. 35 minute. Daar's my kalender klaar. En nou kan ek hom gaan verkoop op Etsy, of ek kan hom gaan verkoop op Shopify, wat ook al jy kies, maar onthou net, daai websites kos geld. Jy moet 'n maandelikse subscription betaal, dit is hoekom ek dit nie meer doen nie, want dit raak bietjie duur. So ek fokus nou net op my, jy weet, my besigheid met die Legacy Builder program, maar hierdie is totaal en al 'n oplossing vir jou, as jy bereid is om die tyd en effort in te sit om goedjies te design. En as jy in die Legacy Builder program reeds is en jy wil expand, kan jy ook hierdie journey van my volg. Ek gaan baie nog doen. Ek het 'n hele reeks klaar beplan wat ek vir julle gaan wys. Kyk daar sien ek nou 'n fout. Wat ek vir julle nog wil wys en hoe ons gaan groei. So ja, die goedjies wat ons nog gaan maak is amazing en daar gaan nog so baie goed gebeur. So volg gerus, soos ek sê, subscribe, kom kyk wat ons doen, kom kyk wat ek doen, kom leer by my, kyk wat se foute maak ek, moet jy dieselfde foute maak hê. En ja, dit is dan dit vir vandag. Ek hoop julle het hierdie episode geniet, en ek sien uit om julle te sien vir die volgende een.